Paulus se eerste brief aan die Korintiërs is geskryf aan 'n kerkgemeenskap wat Paulus regtig baie goed geken het. Korinthe was 'n groot hawestad in die antieke wêreld en het baie tempels gehad van Griekse en Romeinse gode. Dit was ook 'n groot ekonomiese sentrum. So Paulus het 'n strategiese besluit geneem om hierheen te kom as sendeling. Hy het 'n jaar en 'n half daar deurgebring, die mense leer ken en met hulle oor Jesus gepraat. 'n Hele klomp mense het volgelinge van Jesus geword en 'n kerkgemeenskap gevorm. Jy kan oor dit alles lees in Handelinge hoofstuk 18. Na 'n rukkie het Paulus weggegaan om kerk in ander stede te begin. Hy het verslae begin kry dat dinge glad nie so goed gegaan het met die kerk in Korinthe nie. Dis deur 'n klomp probleme getuister en dis waarom hy hierdie brief geskryf het. Dit word in 5 hoofdele verdeel en dan die finale groete. Hierdie 5 afdelings kom ooreen met die 5 groot probleme wat Paulus aanspreek. Die brief lees soos 'n versameling van kortverhale oor verskillende onderwerpe. Maar daar is hierdie kerngedagtes wat al die stukke bymekaar laat inpas. Hier is wat hy in elke afdeling doen. Hy beskryf die probleem. Dan antwoord hy op daardie probleem met 'n gedeelte van die verhaal van die evangelie, wat die goeie nuus oor Jesus is. Hy wys hoe hulle eintlik nie uitleef want hulle sê hulle glo nie. Hierdie brief gaan hoofsaaklik daaroor om te leer dink oor elke deel van die lewe deur die lens van die evangelie. Kom ons begin en kyk hoe hy dit doen. In hoofstuk 1 tot 4 is die probleem dat daar hierdie verdeeldheid in die kerk is. Daar is ander leermeesters wat in die stad aangekom het sedert Paulus weg is. 'n Ou genaamd Apollos en toe Petrus. Mense het hulle gunsteling leermeester gekies en dan groepies gevorm rondom daardie leier. Hulle het begin sleg praat en was dus respekvol teenoor mense wat meer van 'n ander leier of leermeester gehou het. Paulus se reaksie hierop is nogal sarkasties en skerp. Hy sê, julle is seker nie ernstig nie. Die kerk is nie 'n populariteitskompetisie nie. Die kerk is die gemeenskap van mense wat rondom Jesus gesentreer is. Die leiers en die mense wat ander onderrig het, is slegs dienaars van Jesus. Alhoewel jy dalk meer van een leier as 'n ander een hou, is dit nie belangrik genoeg om daaroor verdeel te raak en verseker nie om sleg van mekaar te praat nie. Die middelpunt van die kerk is Jesus en die goeie nuus oor wie hy is en wat hy gedoen het. In hoofstuk 5 tot 7 behandel Paulus probleme wat met seks te maak het. Daar was in die kerk 'n aantal mense wat rondgeslaap het. Een ou met sy stiefma en 'n aantal ander mense wat nog in plaaslike tempels die Griekse gode aanbid het en by die prostituie geslaap het wat daar gewerk het. Nie net dit nie, daar was mense in die kerk wat gesê het dat dit nie 'n probleem is nie. Hulle het gesê, "Hey, ons is vry in Christus. God se genade is eindeloos, reg? Dis nie 'n probleem nie." Paulus sê, dit is 'n probleem. Aan die hand van die evangelie wys hy presies hoe verkeerd hierdie manier van dink is. Hy sê, onthou eerstens dat Jesus vir julle sondes gesterf het, insluitend die verwoesting van gebroke verhoudings wat deur seksuele wangedrag veroorsaak word. As jy 'n Christen is seksuele integriteit een van die hoofmaniere waarop jy op Jesus se liefde en genade reageer. Paulus herinner hulle ook dat, net soos Jesus fisies uit die dood opgewek is, so sal ons liggame ook uit die dood opgewek word. Wat dan beteken, as jou liggaam nou en in die toekoms deur Jesus verlos is wat jy met jou liggaam doen belangrik. Dit maak baie saak. Dit is nie joune om jy te doen wat ook al jy wil nie. Paulus is hier superduidelik. Om 'n volgeling van Jesus te wees, beteken geen kompromieë as dit by seksuele integriteit kom nie. In hoofstukke 8 tot 10 is die kwessie oor kos, maar nie net oor kosvoorkeure, soos of jy van sekere kosse hou of nie. Die saak waaroor die Korintiërs verdeeld is vleis wat kom van diere, wat in die plaaslike tempels aan die Griekse en Romeinse gode geoffer is. Daar was verdeeldheid tussen die Joodse en nie-Joodse Christene oor hoe om op die saak te reageer. Weereens beroep Paulus hom op sekere kernidees van die evangelie. Hy sê ons trou is eerstens en bo alles aan Jesus die Here, nie aan enige ander gode nie. Indien jy in 'n situasie is waar daar vleis is wat aan 'n ander god geoffer is, en daar is mense wat jou dophou en tot 'n gevolgtrekking kom, o kyk, haai, Christene aanbid Jesus en dan kan hulle ander gode ook aanbid. Paulus sê, as dit die geval is, moenie die vleis eet nie. Jou loyaliteit is aan Jesus
en jy moet daardie mense meer lief hê as jouself en hulle nie mislei nie. Paulus brei vinnig uit op dit en sê, luister, as Christene glo ons God is die skepper van alle dinge, insluitend daai dier. Die tempelafgode glo ons is net stukke hout en klip. So as daar niemand teenwoordig is wat jou optrede verkeerd kan verstaan nie, en jy's honger, eet dan. Jy is vry as nuwe mens in Christus om jou gewete te volg in hierdie tipe debatteerbare sake. So wat maak dit in die een situasie reg om te eet, maar nie in die ander nie? Die kernbeginsel is liefde. Liefde sal die eie ek te nakom en eerder besorg wees oor die welstand van ander mense. En liefde, God se liefde, is die kern van die evangelie. Dis wat Jesus gedoen het toe hy vir ons gesterf het. Paulus sê dis wat Christene vir ander mense behoort te doen. In hoofstukke 11 tot 14 beweeg Paulus aan en behandel probleme in hulle weeklikse aanbiddingsdiens. Daar was sommige mense wat werklik kragtige geestelike ervarings in die samekoms gehad het. Hulle sou hardop in onbekende tale begin bid. Daar was ander mense wat iets sou begin deel oor iets wat God hulle geleer het, of 'n boodskap van God, en dan sou iemand opstaan en hulle onderbreek, want hulle wil ook iets deel. Dit was regtig chaoties, en dit het mense se aandag afgelei, veral die besoekers, en dit was moeilik om na die evangelie te luister. In hierdie hoofstukke help Paulus hulle eerstens dink oor die doel van die samekoms, om hulle te help sien watter tipe gedrag nie toepaslik is nie. Hy sê die samekoms is 'n plek waar God se gees deur almal moet werk, en dit moet op 'n verenigde wyse gebeur. Hy ontwikkel hierdie uitstekende metafoor oor die kerk as 'n menslike liggaam. Dis een, maar dit het al hierdie verskillende dele. Elke deel dien 'n unieke en belangrike doel. Hy gaan aan om 'n hele aantal dinge te noem wat die Gees deur al hierdie verskillende mense doen vir die opbou van die kerk. Dis 'n kernfrase in hierdie hoofstukke. Paulus sê die hoogste waarde in die samekoms moet die sentrale konsep van die evangelie wees, God se liefde. Liefde is ook in hierdie hoofstukke die kernwoord. Liefde sal elke persoon in die samekoms aanspoor om hulle rol te gebruik in diens en tot welsyn van ander. Paulus maak hierdie dinge van toepassing op die Korintiërs se probleme. Sommige mense dink die doel van die samekoms is om intense geestelike ervarings te hê of om kans te kry om hulle opinies te lig. Paulus sê, luister, ek is 'n groot aanhanger van kragtige ervarings van gebed, maar as dit ander mense se aandag aflei of hulle bang maak, sou ek dit stop, want dan is ek liewer vir myself as vir daardie mense. Die samekoms rondom Jesus moet ordelik wees, sodat elkeen kan leer en sing en aanbid en kan hoor hoe God met hulle praat. Die laaste probleem wat Paulus aanspreek, is die kwessie van Jesus se opstanding en die toekomstige hoop van Jesus se volgelinge. Daar was mense in die kerk wat gesê het dat die idee van opstanding belaglik is en nie vir Christendom van belang is nie. Paulus reageer heftig hierteen. Hy begin deur te sê dat die opstanding 'n onvervangbare deel van die evangelie is. Ons glo daarin as gevolg van die honderde ooggetuies wat Jesus lewend in 'n fisiese liggaam gesien het nadat hy deur die Romeine tereggestel is. As Jesus nie uit die dood het opgestaan het nie, het sy dood niks beteken nie. Ons is almal nog steeds verlore in ons sonde en selfsugtigheid. Ons kan net sowel ophou Christene wees. Paulus wys ons in fyn detail hoe die opstanding van Jesus die oorwinning oor dood en boosheid was. Hoe dit 'n bron van lewe en krag is vir vandag en hoe dit 'n belofte is van toekomstige hoop vir die hele wêreld. Dis as gevolg van die opstanding dat ons rede het om rondom Jesus verenig te wees. Dis die rede hoekom ons motivering het vir seksuele integriteit. Dis die bron van krag om ander mense liewer te hê as onsself. En uiteindelik is dit ons hoop vir oorwinning oor die dood. So eindig Paulus. Ons glo dat Jesus opgewek is uit die dood, wat die volgende beteken. Die evangelie is nie net morele advies of resep vir private geestelikheid nie. Dis 'n aankondiging oor Jesus wat 'n hele nuwe realiteit oopmaak. En dis waaroor 1 Korintiërs gaan, om elke deel van ons lewens te sien deur die lens van daardie evangelie.